Jy is ingeskakel by Radio Klein Karoo. Die hartklop van die Klein Karoo en hy klop vandag baie hard, want dit is vroue wat voorloop saam met jou. Ons luisteraar, altyd 'n spesiale gas, 'n vrou met 'n groot hartklop vandag. En dan natuurlik myself, Suzette Smit. So ons gesels vandag met seker een van die mooiste vrouens in die Vrystaat, Chanel Schoeman. Chanel is die eienaar van Hello Dolly en ek gaan nou vir julle sê waar om te gaan kyk hoe lyk alles van Hello Dolly. Maar Chanel, baie welkom en hoe gaan dit vanoggend met jou? Baie dankie, dit gaan baie goed met my, dit gaan altyd baie goed met my. Ek hoop dit gaan met julle ook baie goed. Ag, altyd uitstekend. Vir ons luisteraars wil ek gou vinnig vertel, gaan kyk terwyl ons nou met Chanel gesels, want ons gaan vanoggend praat oor passie, dryf, sukses, besigheid. So dit is die boodskap wat ons vanoggend uitsaai. Maar gaan loer op Chanel se Facebook page, dit is Hello Dolly, so Hello soos H-A-L-L-O, Dolly D-O-L-L-Y, Design and Fashion. En jy sal ook sien, ek sien jou volg getalle is redelik groot, Chanel, wat 'n baie groot kompliment vir jou is. Dankie. Ja, dit het baie lank gevat voordat ek nou so baie mense gehad het wat my volg. Ek sou sê in die laaste jaar omtrent het dit meer as verdubbel met die wat my volg. Sure, dis fantasties en ons gaan uitkom by hoekom dit verdubbel het, want ek dink nie dat daar's 'n magic trick daartoe nie. Ek dink dit kom alles van jou as mens af. Maar ek wil ook net vinnig vra, want ek weet jy was by Bloemskou gewees, ek weet jy het 'n baie mooi toekenning daar gekry, ek weet jy was nou net by Nampo. Hoe was Nampo, Chanel? Was dit lekker? Dit was een van die mees ongelooflikste ervarings vir my gewees. Ek was al baie keer daar, jy weet, as 'n toeskouer of as 'n gas, waar ek nou net bietjie gaan rondkyk het en rondstap het deur my werk daai tyd, maar nooit het dit uitgestal nie. So hierdie was nou die eerste keer as uitstaller en ek kon nie glo hoe ongelooflik goed het alles net gewerk. Alles was skoon, alles, jy weet, die reëls wat in plek is, het net gewerk, die toeskouers wat gekom het, die masjiene wat 'n mens kon sien het, alles was net ongelooflik. Dit was vir my baie groot voorreg om daar te wees. Ek is so bly ek was daar. Ek kan dit glo. En dis mos nou maar die hartjie van die Vrystaat. En alhoewel ek dink Nampo ondersteun word deur mense van oralste af, glo ek altyd 'n oud Vrystaater dat as jy iets in die Vrystaat aanbied, is daar altyd daai hartlikheid en daai warmte. Maar ek wil net gou vir ons luisteraars sê, hoe het ek op Chanel afgekom? So ek was so 'n rukkie terug in Bloemfontein vir werk gewees en iemand sê toe vir my, jy weet ons vrouens wil ons altyd weet, waar kan ek mooi goed koop? Mooi klere, mooi oorbelle, mooi accessories, mooi goed. En 'n baie goeie vriendin van my, Narita, sê toe vir my, Suzette, maar jy moet by Hello Dolly 'n draai gaan maak, Chanel Schoeman. En jy het 'n huiswinkel in Bloemfontein, wat vir my so fantasties is. En ek stap die middag laat daarin, hierdie ballonne by die hek, en toe ek die klokkie lui, toe kom jy, Chanel, uitgestap, en ek dink een van jou kollegas saam met jou. Maar wat ek nooit ooit sal vergeet nie, en hier is die eerste belangrike prinsip in besigheid, was hoe jy my ontvang het. Die vriendelikheid, die hartlikheid, die warmte, die welkom. Ek het regtig gevoel asof jy die hele dag net vir my gewag het. En jy het so ongelooflike indruk op my gemaak in die sin van hierdie go-getter, hierdie beautiful vrou, hierdie persoonlikheid, hierdie vibrancy, ek sal nie sê, daar was geen persistence dat ek iets by jou moet koop daai dag nie, maar alles wat jy het is beautiful. Alles. En ek weet alles wat jy het is ook altyd te sien op jou Facebook page, want jy doen baie bemarking daardeur. So Chanel, my eerste vraag aan jou is, hoe het hierdie besigheid van jou begin? Weet jy, die besigheid het eintlik heeltemal per ongeluk begin. Ek het glad nie gedink dat ek ooit hierdie gaan doen wat ek nou doen nie. Ek was baie gelukkig met my werk wat ek voorheen gehad het en ek het gedink dit wil ek doen vir die res van my lewe tot ek
eendag moet aftree. Dit was die begin en die einde van my lewe. Dit was my hele wêreld. Ek het 'n wonderlike werk gehad. Ek was gelukkig. En ja, toe gebeur die lewe met my en toe het ek nou maar eintlik my lewe oorbegin en ek het baie klein begin met hierdie besigheid. Ek het eintlik nie geweet hoe om dit te doen nie of wat om te doen. Ek het nie eens geweet wat ek doen nie, meeste van die tyd. So ek het gehou van sakkies en ek het gehou van bietjie juwele maak en so aan en 'n vriendin het eintlik vir my 'n geskenkie gegee wat vir my verjaarsdag was dit oorbelletjies. En ek dink maar ek wonder of ek nie dit ook kan doen nie en ek maakte my eie oorbelle want altyd soek ek goed wat ongewoon is wat ek nie in 'n winkel kan kry nie. En so sien ander vriendinne dit en hulle sê vir my maar joh, hulle wil dit ook hê. En so het ek bietjies so begin en ek kan onthou heel in die begin toe ek nou 'n paar body butters en scrubs en whatever gekoop het. Dit was my vreeslik om te dink nou moet ek R25 en R20 spandeer op hierdie produkte en ek weet nie of ek dit gaan verkoop nie. Maar ek gaan dit nou maar doen en ek het 8 van elk gekoop en 'n paar sakkies en daar op 'n markie gaan sit. En dis hoe dit eintlik maar begin het. Dit was swaar en in die begin het ek ook maar probeer om my goedjies by winkels in te kry en baie van hulle, eintlik meeste van hulle het my weggewys. Daar het ewen 'n vrou vir my gesê ek moet uit haar winkel uitloop want niemand stel belang in my goed, my boksie met my goedjies nie. Sure. So dit was moeilik, hoor. Dit was nie maklik nie. Back in the day. Back in the days. Ek kan dink dis nie maklik nie want dis daai, jy weet, dis jou goed is net nie goed genoeg vir ons nie. Ja. Maar Chanel, ek wil gou vir jou vinnig vra. Jy het gepraat van jy was waar was jy betrokke gewees voordat jy met Hello Dolly begin het? Kyk, ek het nog altyd my hele lewe deur het ek verkoop. Ek het eintlik bemarking gaan swat na skool en my regte werk was radio en bemarking van besighede waar ek idees moes opdink vir my kliënte om hulle te help om nou weer hulle produkte te verkoop. So hoofsaaklik was dit radio, maar ek het begin in drukmedia in die koerant. Fantasties. En maar nou moet ek vir jou ook by sê, jy wil nie dalk oorweeg om Klein Karoo toe te kom nie, Chanel. Dit is so mooi hier. Die lug is so vars. Ja. Die berge is so blou. Ja, dan kom jy Radio Klein Karoo toe. Ons sal jou met oop arms hier aanvaar. Kom sommer nou. Dis hy. Ek sal reël daar 'n koffie stop vir jou is hier ergens op die pad tussen Beaufort en ons. Chanel, ek wil by jou gou hoor. Sales en marketing of bemarking wat jy gestudeer het. Wat het dit jou, want ek vra hierdie vraag spesifiek, want ergens daar buite is daar miskien vanoggend 'n vrou wat luister, wat haar sekuriteit wil opgee van werk by 'n werkgewer, en sy het ook miskien ergens daai droom om haar eie sepe en olies en kersse te maak, maar mens weet nie waar om te begin nie. So ons gaan nou daarby kom. Maar wat het jou bemarkingsagtergrond jou geleer van besigheid? Die bemarking het baie deure vir my oopgemaak. Dit lyk baie goed op papier. Bemarking, as hulle sien, dit is nou wat jy geswat het. So baie deure het daai tyd vir my oopgemaak, maar kom ek sê vir jou, ek het niks geweet nie. Ek was insecure, kon nie regtig mense gaan sien het. So dit het 'n tydjie gevat voordat ek nou eintlik besef het, maar ek kan dit doen. Maar wat dit vat om dit te kan doen is, jy moet daar buite toe gaan en jy moet net doen. Hou op om te dink daaroor, hou op. Doen dit net. Jy moet dinge maak gebeur. Jy moet nie wonder daaroor nie. Gaan uit, vra rond, praat met mense. Verkoop jou goed by markte. Jy weet, jy sal vinnig besef wat werk nie. En moenie probeer om te verkoop nie. Dit is amper wat ek wil sê. Jy weet, jy sal, daar's daar wat jy sal hê wat niks gaan uitwerk nie en jy verkoop niks nie, maar dit is okay, dit gebeur. Jy weet, jy kan nie leer as jy nie buitentoe gaan en actually leer nie. Ja, en ek dink daar's 'n behoefte vir elke liewe ding daar buite. Dit is miskien dalk die hart waarmee jy dit aan 'n kliënt
hoe jy dit vir die kliënt aanbied? Ja, weet jy, mens moet doen wat in jou hart is en wat jou gelukkig maak en waaroor jy positief voel. Ja. As ek nie, jy weet, ja, dit is eintlik 'n baie groot ding. As jy nou die dag nie lekker voel nie en dinge gaan nie lekker met jou nie, moet nie kliënte sien nie. Want mense sal dit optel en dit gaan eintlik maar nie goed lyk vir jou of jou besigheid nie. Werk met mense wanneer jy ietsie positiefs het om vir hulle te gee. As jy gaan negatief wees of moan die hele tyd, dit gaan nie werk nie, moet dit nie doen nie. Bly eerder stil of moet eerder nie na 'n mark toe gaan nie of moet eerder nie daai dag verkoop nie. En ek dink ook Chanel, miskien as 'n mens nie 'n passie het, jy moet sekerlik 'n passie hê vir mense, 'n liefde hê vir mense want dis jou kliënt. Ja, definitief. Weet jy, I'm an introvert. Ek is eintlik, glo dit of nie. Ek kan dit nie glo nie. Ek was nog altyd vreeslik skaam en vreeslik teruggetrokke, maar wat ek kan sê is 'n mens leer met tyd om voor mense te kan praat. Jy weet, ek kan onthou back in the day, toe ek nou eers begin het, nou met 'n kliënte gaan sien. Ek het vir 3 maande het ek gesit by my lesenaar wat ek net nie in my kar in kon gaan kliënte gaan sien nie. Ek kon dit nie doen nie. Ek was te bang geweest. En die bestuurder daai tyd het vir my gesê, "Listen, why are you sitting here? You need to go out. You need to go and see people." En ek was te bang. Ek het vir hom gesê ek's bang. En ek het gevoel ek kon dit nie doen nie. En ek het op 'n stadium forceer hy my toe nou om Toastmasters toe te gaan. Nou Toastmasters is eintlik waar 'n mens nou sou leer om te praat voor 'n groep mense, bit of public speaking and that kind of thing. Ja. En eventueel toe het ek aanbiedinge gedoen voor groepe van 50 en 100 mense en so aan en ek is redelik gemaklik nou, maar ek was geforseer om dit te doen en ek was baie vies daai tyd toe ek dit moes gedoen het. Ek kon nie glo hy het dit, jy weet, hy het my gemaak om dit te doen. Ja. Maar ek is vandag baie dankbaar dat ek dit gedoen het want ek het geleer en dit, jy weet, aan die ander kant het ek eintlik maar beter afgekom. Ek dink dis, ja, want jy weet Chanel, anders sou jy nie gewees het waar jy is vandag nie, als gebeur soos wat dit moet. Definitief. En ek dink nou dat jy daarvan praat, ek dink dis iets wat elke liewe vrou eintlik moet gaan doen, want om jouself te present aan ander mense, want ons almal is in onsself, in ons harte 'n goeie produk en baie van ons in besigheid het ook 'n goeie produk om vir iemand anders te bied. Ja, ons almal het ietsie wat wonderlik is, wat binne in hulle is en ons almal wil ander goed hê. Niemand wil dieselfde goed hê. Jy weet, vir enetjie is dit belangrik om 'n ma te wees, vir 'n ander enetjie is dit belangrik om baie suksesvol te wees in 'n jy weet, rond te ry met 'n baie grand kar en so aan. En altyd van daai goed is reg. Jy mag dit voel en daar's mense wat daai goed vir jou kan verskaf. So niemand soek dieselfde goed nie. Gaan kyk net en jy sal ook ietsie kry wat jy aan ander mense kan verskaf, maar dit moet iets wees wat jy van hou en lief voor is. Ja, en ek wil nou gou voor ons na die musiekbreek gaan luister, of ons musiekbreek gaan hê, wil ek net gou ook vir die luisteraar sê, Chanel is, ek noem dit net weer, jy is regtig beautiful, hierdie vrou met hierdie anderste kleurhare, hierdie groot oorbelle, very colourful, very well spoken. Ek praat in Engels want ek weet jy's meer gemakliker met Engels as Afrikaans, maar jy's Afrikaans. En ja, so ek het alles wat ek aan jou daai dag gesien het, wou ek letterlik eintlik van jou afkoop, want ek wou like so Chanel. Maar jy maak my eintlik baie, ja, ek is skoon emosioneel as jy dit sê. Nee, rarig, jy is so absoluut beautiful en so colourful. Maar Chanel, kom ons luister musiek. En een van jou keuses is Kokomo van Beach Boys. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys.
There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo, Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Kokomo? We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. Way down to Kokomo. Martinique, that Montserrat mystique. We'll put out to sea and we'll perfect our chemistry. By and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktails and moonlit nights. That dreamy look in your eye, give me a tropical contact high. Way down in Kokomo, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Kokomo? We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. Way down to Kokomo. Port Prince, I wanna catch a glimpse. Everybody knows a little place like Kokomo. Now if you wanna go and get away from it all, go down to Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Kokomo? We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. Way down to Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo. En jy's terug hier by Vroue wat voorloop. Ons het nou net geluister na die Beach Boys Kokomo en ek hoop jy het sommer die heupe so lekker geswaai daai kant. Baie bevoorreg vanoggend om met Chanel Skuman te gesels. Sy is die eienaar van Hello Dolly. Asseblief gaan loer dadelik op haar Facebook page Hello HALLODOLLY en scroll 'n bietjie deur en dan gaan julle verstaan hoekom hierdie vrou net hierdie ongelooflike indruk gemaak het. Maar Chanel, ek moet jou komplimenteer, want ons gesels vanoggend oor sukses en drive en grit en you've got to do it and when you promise something, you stick to that promise. Jy het nou die dag nadat jy by Nampo was daar, en ek het inteendeel ook vir my 'n paar camo leggings by jou gekoop, en hulle like beautiful. Daar was 'n vroutjie by jou, Anna Hudson, en op jou Facebook page, Hello Dolly se Facebook page, het jy 'n post gedoen waar jy gesê het, en jy doen dit met al jou kliënte. En ek dink dis 'n baie kardinale belang van sukses is haar foto met die camo leggings, be like Anna and own the mountains as well as your look. En jy, soos ek sê, daar's 'n hele klomp van jou kliënte. By Bloemskou sowel as Nampo, het jy nooit 'n foto van jouself geneem en opgesit nie. You always showcase your clients. So hier is my vraag aan jou, hoekom is kliëntediens so belangrik? Want ek dink baie mense mis daai gedeelte van besigheid. Ja, weet jy, kliënte is die belangrikste deel van 'n mens se besigheid omdat
sonder hulle, wat se besigheid het jy? Jy moet na hulle kyk. Jy het, ek dink in my geval het ek meer kliënte wat terugkom na my toe. Ek het baie nuwe kliënte, maar hulle kom almal weer terug na my toe, omdat ons doen wat vir hulle werk en wat vir hulle reg is. So, byvoorbeeld, as jy nou vir my sou sê, jy hou van ietsie wat, jy wil 'n sekere ietsie koop, soos jy wat gesê is byvoorbeeld, ek het baie free size clothing, maar op jou gaan dit nie reg lyk nie, omdat jy so klein en fyn is, dan sal ek nou voorstel dat jy nie hierdie groot baggy tipe item op jou lyf sal dra nie, want dit gaan nie vir jou lyf werk nie, dit gaan jou nie mooi laat lyk nie. Ek gaan eerder vir jou dit sê, as wat ek vir jou sê, ja, koop dit, jy moet dit koop, en dan vat jy sommer die en daai ekstra enetjie by, want wanneer jy by die huis gaan kom, gaan jy net kyk en jy gaan sê, no ways, die ding werk nie, dis aaklig, ek lyk nie mooi nie, ek gaan nooit terug na daai vrou toe gaan nie, en ek wil nie dit hê nie, ek wil hê, ons kies vir jou ietsie wat vir jou lyf gaan werk, of vir jou huis gaan werk, of vir jou gesig gaan werk, of wat ook al. So, jy weet, dit is baie belangrik, dat jy kyk na jou kliënte, want hulle gaan dan na jou ook kyk, en hulle sal vir hulle vriendinne vertel, en die vriendinne gaan na jou toe kom, en so gaan dit aangaan. So, ja, just look after them, they will look after you. Ja, dat is baie waar, en ek dink word of mouth is jou heel belangrikste, jou kragtigste vorm van bemarking. Ja, dit is absoluut. En jy weet, soos wat jy met jou kliënte ook praat, dit is hoe jy hulle leer ken en verstaan, en dit help jou ook om die regte antwoorde en oplossings vir hulle te kan gee. En hulle sal dan nou weer vir hulle vriendinne sê, dit is daai word of mouth, hulle gaan vir die vriendinne sê, ek was by die of daai plek en dit het vir my gewerk, of dit het wat daar gebeur het, gaan kyk jy ook 'n bietjie daar. Ja, want ek meen, as ek nou vir jou verwys, so vir almal wat luister, as jy in Bloemfontein is, Chanel, sê gou-gou, wat is jou adres, waar presies is jou huiswinkel? Ons is nommer 16A, Akademiestraat, in Den Pienaar, Bloemfontein, maar as jy ons op Google Maps soek, dan soek jy net Hello Dolly, maar dit is belangrik dat jy hom reg spel, H-A-L-L-O, Hello Dolly, dan vat hy jou direk na ons plek toe. Dat is fantasties, en soos ek sê, dis propvol, propvol, baie mooi goed, maar ja, Chanel, dis soos jy sê, ek was al in winkels wat absoluut pragtig is, en wat die mooiste goed het, en daar is niemand wat jou verwelkom nie, daar is nie atmosfeer nie, niemand sê vir jou dankie vir jou aankope vandag, en mevrou mag jy mooi lyk en geniet dit nie, en ek dink dit doen jy heeltemal anders, en ek dink dis deel van jou sukses. Dankie. Ja, eers laat ek, jy weet, ek klein was, my ouma, sy het ons mal gehad, sy het gesê, jy weet, ek was nou daai kind, dan sê sy vir my, did you say thank you to your teacher today for the lesson? Did you say thank you to Miss Wade? Did you say thank you to Miss Lovett? Did you say thank you? Sy het ons eintlik nog geforseer na elke liewe klas, ek praat nou van sub A deur tot matriek, moes ons nou na die tyd na die juffrou toe gegaan het en vir haar gesê het, dankie vir die klas vandag. En dit het ek gedoen na skool, toe ek nou gaan swat het, toe ek 17 jaar oud was, tot ek klaar geswat het, en toe ek 34 jaar oud was, toe gaan swat ek weer, by die universiteit, en ek het vragtig na elke klas, na die juffrou, of die whoever toe gegaan en gesê, thanks for the lesson, bye-bye, see you tomorrow. Dit was 'n ding wat in ons ingedrul was. En toe klein was dit vir my baie swaar, maar vandag is ek baie dankbaar, dat ek altyd dankbaar was, en nog steeds is. Ja, nee, ek stem met jou saam, dis is ons hier in die Klein Karoo, wat altyd so lekker is, dis vanoggend het ek vir my en Dani die lekkerste koffie by Beans About Koffie gaan kry, en ek het kom leer hier, jy klim uit jou voertuig uit, en iemand sê vir jou, sjoe, maar jou baadjie is mooi geel, en jy sê baie dankie, en jy sê goeiemôre, en jy sê dankie vir my koffie, en ek hoop jy het 'n lekker dag, en jy groet almal. En dit is, dis daai lekkerte wat ongelukkig nie in die stede is nie. Dit is dalk daar, maar dit is net lekkerder hier in die Klein Karoo. Chanel, ek wil gou by jou hoor, wat geniet jy, of nee, laat ek eers vir jou vra, jy was na Bloemskou, toe pak jy, toe gaan jy Nampo toe.
Nampo, jy daai pragtige stalletjie gehad en opgepak terwyl daar 'n lekker haal uitgebreek het ek gesien. Het jy na reën teruggery? Ek het eintlik, maar ons kon nou nie teruggery soos wat ek daartoe gery het nie. Ons moes 'n ompad gevat het deur Kroonstad en ek het nogals langs die pad het ek gaan stop want ek het gesien jy weet dit alles was so swart. As jy so opgekyk het in die lig was dit swart en toe ek uitklim, toe hoor ek sande, ongelooflik. Ek het net daar buite my kar gestaan, ek vir 5 minute en net gekyk en eventueel toe ek gery het, toe is ek in daai haalstorm, maar dit was amazing. Ek kan glo. So jy dit sien. Dis hoe jy daai storm sien, né, Chanel? Ek dink dieselfde nou as in 'n mens se lewe, in die lewe daar buite, die storms gaan jou tref, maar dis hoe jy dit sien en hoe jy soms terug staan en die oomblik beleef want the storm will pass as well. Ek wil gou by jou hoor. Wat geniet jy die meeste van jou besigheid? Is dit om al daai mooi produkte te source? Wat is dit? Ek geniet alles. Dit is baie opwindend vir my. Ek het geen idee wat ek môre gaan doen nie of waar ek in 'n week van nou af gaan wees nie, wie ek gaan ontmoet en wie ek meer tyd gaan spandeer nie. En ek hou eintlik daarvan om spontaan te besluit wat ek volgende gaan doen. En wanneer ek dit besluit, dan doen ek dit voluit. Jy weet, geen dag is vir my dieselfde nie en ek hou baie daarvan om nuwe produkte en verskaffers te verkry en met die wat reeds bestaan, is dit vir my baie belangrik ook om verhoudings te bou. En natuurlik, as die kliënte die produkte dan sien en daarvan hou, dit maak my ook baie gelukkig, maar ek hou daarvan om hierdie mooi goeders te wees die hele tyd. Dit maak my gelukkig. Alles wat ek doen maak my gelukkig. Nee, ek weet, ek kan dit glo. Chanel, ek dink dis tyd vir musiek en voor ons luister na musiek, weer eens jou Facebook page, Hello Dolly, asseblief julle girls daar buite wat luister, al die vrouens wat luister, gaan loer gerus, en soos ek sê, jy kan online met Chanel gesels, of met Hello Dolly en jy kan online aankoop en as jy in Bloemfontein is of deur Bloemfontein ry 16A Akademiestraat. Chanel, jy moet vir my help met hierdie keuse van jou want dit is die mooiste musiek. So ons luister na, is ek reg as ek sê, spreek jy hom vir my uit? Ek gaan hom sê, Kom my wil ry. Kom my wil ry. Kom ons luister, dis pragtig. That's Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto qui, vicino al fuoco. In quest'inverno c'è qualcosa che non va. Non è Natale da una volta nella vita. Eppure è stato solamente un anno fa. Speriamo che non sia finita. Come vorrei, amore mio, come vorrei.
Anche alla luna gliel'ho chiesto e non ci sta, non vuole più starmi vicino. En jy's terug hier by Vroue wat voorloop net op Radio Klein Karoo. Die hartloop van die Klein Karoo en altyd 'n voorreg om elke Vrydag met 'n fenominale vrou te praat. En ons het vanoggend dit ons vir Chanel Skuman, die eienaar van Hello Dolly in Bloemfontein op die lyn. Ek wil ook net gou vir die luisteraars sê. Julle sal nou die van julle wat vroue wat voorloop volg, sal vir my sê Jenne Suzette, maar jy het elke week iemand van Bloemfontein. Maar ek dink dit kom ook van ons het amper 18 jaar. Ek het my kinders in die Vrystaat grootgemaak en ons het in Bloemfontein gebly. En daar's net iets aan die Vrystaat wat vir my baie na in my hart lê. En ek dink dit gaan juis oor die feit dat daar sulke hartsmense is. En vanoggend gesels ons weer eens met 'n Bloemfonteiner, baie suksesvolle Bloemfonteiner, Chanel Skuman. Chanel, ons het nou gesels oor Bloemskou, Nampo, jy pak Nampo op, jy kom terug. Ek dink jy het môre weer 'n markdag by jou huiswinkel. Ek weet nie of jy ooit rus nie, dit voel vir my, jy het net hopeloos te veel energie. Mens altyd besig. Wat doen jy daai dae wanneer jy wakker word en dink, oh my word, I'm not gonna open up my shop, ek gaan net die duvet oor my kop trek. Doen jy dit of besluit jy om 'n glas wyn te drink in plaas van koffie? What do you do? Wat doen jy? Weet jy, ek voel nogals nooit eintlik so nie. Onder normale omstandighede gebeur dit nie met my dat ek nie uitsien na 'n dag nie. Maar jy weet die afgelope tyd is dit deur 'n bietjie van trauma en groot hartseer en soms voel ek wel ek wil sommer in die middel van die winkel daar waar ek nou my inkopies doen, wil ek sommer net begin huil en ek het dit al gedoen net so saggies en vinnig. Ek asem diep in en ek asem uit en ek forceer myself om net aan te gaan en 'n braaf gesig op te sit. Jy weet baie keer praat ek eerder nie daaroor nie en ek vertel gewoonlik vir niemand nie, net omdat ek nie wil hê mense my moet jammer kry nie of anders hanteer. Jy weet dit is amper asof mens soms 'n sekere manier moet optree as daar nou ietsie in jou lewe gebeur. En ek wil myself nie koppel aan die vrou wat nou haar broer verloor het of die vrou wie se man haar gelos het en sulke goed, jy weet, ek gaan maar net aan. En ek het ietsie op my muur geskryf al 'n hele tydjie terug. Ek het so 'n swart bord muur gemaak vir my. En dit sê, what is the worst thing that is happening to you, actually secretly the best thing happening for you? Or how is the worst thing that is happening to you actually secretly the best thing happening for you? Ja, jy weet so, we don't have the luxury of feeling sorry for ourselves and not being less to carry on. Jy moet dinge laat gebeur en jy moet jouself maar, of ek doen, ek forceer myself maar net om op te staan en aan te gaan. Jy weet, en have a good attitude. Dit is maar eintlik wat dit is. Maar Chanel, ek moet sê, weet jy wat, ek dink dis deels hoekom ek jou klassifiseer as hierdie wow mens, is dat die dag toe ek by jou was, ek dink dit was 'n week nadat jy jou broer verloor het in 'n motorfietsongeluk. Ek was nie bewus daarvan nie. En ek sou dit nooit gesê het nie, dat hier staan hierdie fabelagtige vriendelike vrou voor my, wat eintlik soveel hartseer in haar hart het. En ek dink dit is wat ek die meeste van jou admireer, is dat daar's 'n tyd in 'n mens se lewe waar jy mag sê, I'm not feeling good, so my doors are not open. En dan is daar 'n punt, you can do that, maar dan is daar 'n punt waar jy daai deure moet oopmaak en sê, life goes on. Jy weet dit. Ek het baie, ekskuus. Nee, kan praat Chanel. Ekskuus hoor, ek het baie jare terug toe lees ek ietsie van don't bring your need to the market, bring your seed to the market. I love that. Baie keer dan jy weet jy kry baie keer dat mense sê, ag maar wil jy nie maar vir ons 'n ou ietsiekie skenk nie, of koop vir ons die ding, jy weet, koop by ons die ding of daai ding, want
jy weet, dit gaan maar swaar en ons het dit en dat en whatever, almal het swaar en almal het dinge wat aangaan, maar mense wil dit nie hoor nie. Wel, ek weet nie of mense dit wil hoor nie, maar ek wil hê mense moet iets koop omdat hulle dit wil hê. Dit gaan nooit oor jou as 'n besigheid nie. En dat mense by jou moet koop omdat jy die produk het. People don't care about you, they don't care about your business. They care about themselves. En dis reg so. So jy moet bring your seed to the party, don't bring your need to the party. Dit is eintlik wat ek ook wil sê. Ja, ek love dit. Dit is nou al 'n les wat ek vandag leer is hou op om jouself jammer te kry and be bold and be bright en gee vir daai kliënt daar buite jou beste, want wie wat Chanel? Daar gaan dalk vandag net iemand in jou huiswinkel instap wat dalk 'n geliefde verlede week verloor het. En dan is jy daar met hierdie absolute borrelende persoonlikheid van jou en hierdie groot glimlag om vir daai vrou iets te beteken. Ja, dis net snaaks hoe die lewe werk. Wat is jou grootste lewensles wat jy geleer het tot op datum? Daar's eintlik 'n paar goed. Baie belangrik is dat jy moet eienaarskap neem en verantwoordelikheid van jouself. Jy moenie iemand vra vir dit wat vir jouself kan voorsien. So, if you can provide it for yourself, don't ask for it from somebody else. En daar is baie ander, jy weet, jare terug, ag jong, my pa het vir my op 'n stadium toe sê vir my, jy kan net maar in 'n balletjie sit en huil, maar niemand gaan vir jou wag nie, die lewe gaan aan. I had like my first real boyfriend, ek was 20 jaar oud, en ons het, ek weet eers wat het gebeur nie, maar ek was baie ontsteld. And he said to me, life carries on, nobody's going to wait for you. Niemand voel jou jammer nie, jy moet aangaan met jou lewe. En 'n ander baie belangrike ding is, doen absoluut alles wat jy kan doen, alles. En as jy dan reeds alles gedoen het, dan laat jy toe dat dinge moet gebeur soos wat dit gebeur, want dit is nou uit jou hande uit. Jy weet, jy kan goedjies aankoop, jy kan goedjies maak, jy kan jou bemarking doen, jy kan daar gaan sit en wag vir jou kliënte, en as niemand opdaag nie, you've done what you could do. Jy kan niks verder doen nie, moenie upset wees nie, moenie kwaad wees nie, moenie dink, ag jene, ek moes dit, what a waste, moenie dit dink nie, jy het probeer en jy het jou ding gedoen, so doen net alles wat jy kan, en dan is dit uit jou hande uit, en dit is net ook, beplanning is uiters belangrik om ordentlik te beplan, in my oë is dit die belangrikste deel van enige projek is om jou beplanning perfek te doen. En my laaste enetjie is, jy weet, ek dink as ek nie raad van jou sal neem nie, dan gaan ek sekerlik definitief nie kritiek van jou afneem nie. O, dit is nogals interessant. Ek hou van daai ene. Ja. As ek nie raad van jou af kan neem nie, gaan ek nie kritiek van jou af kan neem nie. Definitief nie. Ja. Ek love dit. En Chanel, ja, ek noem weer daai bring your seed to the market, not your need. Ag, ek love dit. En dankie. Wie en wat vir Chanel Schoeman, wie of wat is jou inspirasie? As dan nou, jy weet, ons baie keer is daar iemand wat, partykeer is dit mens, partykeer is dit iets, vir my is dit die berge. Wat inspireer jou? Wat gee vir jou inspirasie? Ek het so baie dinge wat my inspirasie gee. Ek is so dankbaar vir elke liewe ding. Ek is net dankbaar vir alles in my lewe, maar jy weet, ek het mense na wie ek opkyk, soos byvoorbeeld, ek is mal oor Oprah. Jy weet, kyk net wat het sy met haar lewe gedoen, en ek het nou onlangs ook vir Brené Brown ontdek. Ek het van Desember af reeds van haar 3 boeke van haar gelees, en een van daai het ek al 2 keer gelees, en nou lees ek alweer die 4de boek van haar. Daar is so baie mooi lewenslesse daar, en 'n massiewe les wat ek by haar eintlik geleer het, is as volg. She says, if you are not in the arena, I don't care about your opinion. So, met ander woorde, mense het baie keer hulle het 'n klomp goeders om te sê oor hoe jy dinge doen, en hulle sal jou self kritiseer, maar hulle het nog nooit self gedoen wat jy tans besig om te doen, en wragtig sal hulle vir jou
sê, jy moes dit nou eerder moes jy dit so gedoen het of so gedoen het, jy moes dit gedoen het of dat gedoen het, maar hulle was nog nie in jou skoene nie. So if you're sitting in the cheap seat and you aren't in the arena, then you are not fighting my fight. You can't tell me what I'm supposed to do and how I'm supposed to do it. Precies. Ja, maar jy weet, ek dink in die regte lewe is my inspirasie sekerlik maar om te sien hoe gelukkig vrouens is, wanneer hulle hier by my is, en ons kan net wees, en 'n bietjie praat en idees ruil, net praat. Hulle vertel my van hoe hulle huise lyk, en wat hulle graag wil doen daar, en hulle soek, jy weet, ons soek kussings of 'n lappie of so iets, om die spasie mooi te maak en op te kikker. En, jy weet, partykeer, dit gebeur soms dat hulle met my onsekerhede sal deel oor liggaamsprobleme of hulle voorkoms, en dan maak ons 'n plan om hulle beter te laat voel, jy weet, en dit kan partykeer 'n mal of 'n skreeuende lipstiffie wees, 'n lipstick, of dalk net ietsie wat baie subtiel en sag is. Dit hang af van die persoon en haar persoonlikheid. Jy weet, selfs 'n toppie wat alles sal toemaak. Ons werk maar net met wat beskikbaar is, soos waar jy 'n belt op jou lyf sal sit, is dit nou in die middel van jou lyf, is dit op jou heupe, of jy vat jou kraag, soos wat jy hom nou aan het, jy lig hom op, of jy vou hom net om, wat ook al. En jy weet, sulke goeders is baie lonend vir hulle, maar vir my is dit meer lonend as ek sien dat hulle gelukkig is. En dit is vir my nogal 'n groot inspirasie, want ek self weet ook hoe dit voel om nie gemaklik te wees met jouself, maar ek weet ook hoe lekker is dit wanneer jy jouself aanvaar en goed voel by jouself. Ja, nee, dit is so. Chanel, en dan, ek het 2 laaste vrae. Die een is, ek weet jy is baie erg oor integriteit. Ons het eintlik daaroor gepraat. Ek weet, dis vir jou belangrik. As jy sê, ek is 10:00 môreoggend by Radio Klein Karoo, dan sal jy deur die nag ry om 10:00 hier te wees. Hoekom glo jy in integriteit? Dit is al wat jy het. Hoe sal iemand met jou kan besigheid doen as hulle jou nie vertrou nie? En hoe gaan hulle met jou dan 'n tweede keer besigheid doen? As jy ietsie doen wat nie reg is nie. Jy weet, maybe the first time, maar wragtig gaan jy 'n tweede keer teruggaan na iemand toe. Ek sou nie. So, wanneer jy iemand se vertroue kan wen, en net met hulle kan gesels en oor die weg kan kom en doen wat vir hulle die beste opsie is vir hulle, nie vir jouself nie, vir hulle. En nie dink daaraan dat jy nou vandag vir dit nou iets verkoop aan iemand. Dan sal dinge gebeur soos wat dit moet en dit sal uitwerk. So dit is al wat jy het. You only have who you are. Baie waar. Absoluut waar. Laaste vraag. Vir iemand wat luister daar buite, wat so groot droom het van, ek wil my koffiewinkel oopmaak, maar ek weet nie hoe nie. Ek het alles, ek weet nie hoe nie. Sal dit 'n sukses wees? Dalk is ek 'n failure. What if? Wat sal jy nou vir ons sê? Weet jy wat? Al het jy nie eers alles nie, al het jy nog niks nie. Jy moet dit net doen. Jy hoef nie te weet hoe jy dit gaan doen nie. Maar as dit in jou kop is, dan beteken dit dat dit eintlik in jou ook is om dit te laat gebeur. Alles wat jy nodig het, alles wat jy in jou hele lewe nodig het, is reeds, dit is binne in jou. You are equipped for your life. Jy is gebore met alles wat jy nodig gaan hê vir die res van jou lewe. So you can just know that. As jy dink jy wil 'n ding doen, hoekom bestaan dit in jou? Dit is omdat dit moontlik is vir jou. En jy hoef ook nie te dink, maar wie gaan na my toe kom? Ek bly in 'n klein dorp of wat ook al, dit maak nie saak nie, jy weet. Ek sou sê definitief meer as die helfte van my kliënte is nie eers in Bloemfontein nie. Ja. Ek het elke liewe week stuur ek 'n koerier pakkies, 'n klompie koerierpakkies na oralste deur Suid-Afrika, mense wat ek nog nie eers ontmoet het. Jy moet maar net maak 'n plan en gaan doen dit net. Just don't be afraid, just go for it. Doen dit net. Don't try to do it, do it. Ek stem saam met jou. Want so baie keer het mense hierdie idee en hulle is net te bang en dan hulle sê mos altyd die begrafplaas is die plek met die wonderlikste idees waar mense miljoene rande kon gemaak het.
but they never made it happen. Chanel, ek wil vir jou sê baie dankie vir jou tyd. Ek wil vir jou alle sukses toewens met Hello Dolly. Ek gaan definitief vir jou sien, ek gaan vir jou kom kuier. Ek weet jy kom vir ons kuier in die Klein Karoo. Maar ek wil afsluit met 2 goed, eintlik 3 goed. Die een het iemand eendag vir my gesê, 'n chef, het vir my gesê die heel belangrikste woorde wat jy ooit vir iemand kan sê, is welcome. So as jy 'n besigheid daar buite het, die eerste woord is, afgesien van 'n glimlag, is om te sê welcome. En dit is wat Chanel Skuman gedoen het die dag toe ek haar ontmoet het. Welcome. En dan die tweede ding is, sit alles in met jou hele hart. Hê passie vir wat jy doen en hê daai integriteit, en dit is iets wat ek by Chanel Skuman geleer het, met wie ons vandag gesels het. En dan Chanel, die laaste ding wil ek graag ons by Radio Klein Karoo en ons luisteraars en jou kliënte wil vir jou sê, may God bless you and may you never stop dreaming. Thank you. En ons- Ek moet vir jou sê, I always feel like the luckiest person in the world. Ek voel regtig so, weet jy, I feel so privileged and so blessed. En ek is so dankbaar vir alles, en ek waardeer dit verskriklik baie dat julle vandag met my gepraat het. I feel absolutely privileged and honored, and I really appreciate it. Verskriklik baie dankie. Ons moet vir jou sê dankie, Chanel. Ons sê vir jou dankie vir jou tyd, en dankie vir jou inspirasie, dankie vir jou raad, en dankie vir jou. Jy is net absoluut een fenomenale, unieke mens, soos elke luisteraar wat ver oggend ingeskakel het. Ons is almal eintlik so bitter spesiaal. En Absolutely. ons groet jou hier vanuit die Klein Karoo, en ek weet dit was 'n keuse van jou, en ons sluit af met Rihanna se Love in the Brain. Chanel, geniet jou naweek. Julle ook, dankie. And you got me like, girl, what you want from me? And try to buy your pretty heart with a price too high. Baby, you got me like, oh, you love when I fall apart, so you can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like, don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Oh, and babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. Could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get enough. Must be love on the brain, yeah. And it keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain. Baby, keep loving me, just love me, yeah. Just love me. All you need to do is love me, yeah. Got me like, ow. I'm tired of being played like a violin. What do I gotta do to get in your motherfucking heart? Baby, like don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Ooh, and babe, I'm fist fighting with fire
just to get close to you. Could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Must be